Gemeente broers en susters, Jesus se kruisdood en opstanding word elke jaar dwars deur die wêreld gevier. Jesus se opstanding staan bekend as Paasfees en dis interessant, daar's heelwat interessanthede oor die woord Paas. Nou ja, ons verbind die woord Paas met paaseiers en paashasies. Hasies en eiers simboliseer 'n nuwe lewe en vrugbaarheid. Maar dit is afkomstig uit heidense gebruike van die Duitse afgod of godin Eoster. Die paashasie verbintenis met Paastyd het ontstaan heel moontlik in die 17de eeu in Duitsland en daarvan af versprei dwars deur die wêreld. Eiers is weer simbolies van nuwe lewe en vrugbaarheid en dit is so verstaan en word verstaan in verskeie lande. Christene assosieer dan paaseiers met die opstanding van Jesus. Met ander woorde, die opstanding wat nuwe lewe uit Jesus se dode vir ons en vir hom moontlik gemaak het. Dis belangrik as ons dink of sien of kyk paashasies en paaseiers, dat dit ons laat nadink oor die opstanding van Jesus. Christene onthou Paasfees in besonder met die ontstaan daarvan. Paas, die woord Paas is afkomstig van die Bybelse woord Pascha, die Ou Testamentiese woord Pascha, en ons lees in Eksodus 12 die instelling van die oorspronklike Pascha of Paasfees. Dit het plaasgevind die nag voordat Israel almal uit Egipte weggetrek het. Die Here het vir Moses gesê, hy moet vir elke Israel se gesin sê, hulle moet daai nag moet hulle 'n lammetjie slag en die lammetjie heel braai en dan moet hulle die bloed of moes hulle die bloed dan op die voordeur, aan die voordeur so kusyne, bo aan die deur en aan die kante moes hulle die bloed aan die kusyne smeer. En daardie nag het die doodsengel dan dwars deur die hele Egipte land getrek. En wanneer die doodsengel dan by Israelitiese huise aangekom het en die bloed aan die kusyne van die voordeur gesien het, dan het hy daardie huis oorgeslaan. En so is al die eersgeborenes van die Egiptenare gedood, maar al die eersgeborenes van Israeliete is nie gedood nie. En dit wat ons help waar die Engelse woord van Pascha vandaan kom, in Engels is dit Passover. Die huise met ander woorde, waar die bloed aan die kusyne was, is passed over, is oorgeslaan. Die huise met die bloed is oorgeslaan, passed over, en dis waar Passover vandaan kom. En dit help vir ons om te onthou wat die woord Pascha of Paasfees dan beteken. Letterlik 'n fees om die Here te dank vir Israel se huise wat dan in daardie tyd oorgeslaan is, en vandag vier alle Jode nog steeds die Pascha of Paasgees in herinnering van daai nag toe Israeliete almal se lewens gespaar is. Vir ons moes dit dan beteken die fees van gespaarde of geredde beskermde lewens, soos die Here dan destyds vir die Israeliete se lewens gespaar het, gered het, so doen die Here vir ons elke dag. So het Jesus gesterf en opgestaan sodat mense dwars deur die wêreld se lewens gered kan word. Ons as Christene vier hierdie fees van die redding om verskeie redes, en ek gaan vanoggend net by 'n paar belangrikstes daarvan stil staan. Eerstens word alle Christene gered van 'n lewe van ewige verdoemenis. Wat betref alle mense het die dood wel die laaste sê oor ons almal, maar die dood heers nie meer oor ons almal nie. Die dood is nie die einde, soveel miljoene mense in hierdie wêreld glo wat aan ander godsdienste behoort nie. Met Jesus se opstanding het hy die dood oorwin en daardeur, so verkondig die Bybel, sal elke mens eendag weer uit die dode opstaan. In die tweede plek is Jesus se opstanding die bewys vir ons in die wêreld dat hy wel God was en is. Jesus het die onmoontlike daardeur te bowe gekom om uit die greep van die dood weer lewend te word. Maar Jesus het nie selfs
in sy eie krag uit die dood opgestaan nie. Die Vader het hom weer lewend gemaak. En die Vader het gekeer dat hy nie verderf sou ondergaan, soos wat die geval is met 'n gewone liggaam 3 dae nadat jy reeds dood is nie. Daarom glo ons in die onmoontlike, dat die Here alle mense eendag weer uit die dood sal opwek. Maar ons staan in ons lewens, kom ons te staan voor heelwat onmoontlikes. Tye wanneer ons in ons lewe magteloos is, soos wanneer ons moet besluit of die lewensmaat wat ons weer wil trou, wel die regte lewensmaat vir ons is. Magteloos is ons om te weet hoe om sekere tipes van teëspoed te oorkom. Ons is magteloos om huweliksgeluk te verseker. Ons is magteloos om skoonfamilie se probleme op te los. Jesus se opstanding verseker vir ons, hy is magtig, hy is daar, hy kan, hy sal oplos volgens sy wil en hy weet baie goed wanneer ons voor 'n magtelose periode en tyd in ons lewe te staan kom. In die derde plek is Jesus se opstanding die bewys van sy betaling van ons sondes, dat dit aanvaar is en in effek is, dat dit voldoende was. Ons word verseker deur elke jaar en elke keer as ons nadink oor Jesus se opstanding, word ons verseker daarvan dat hy deur sy opstanding bewys het, hy het betaal vir al ons sondes. En daardie opstanding lank gelede trek rente. Dit trek rente elke dag in ons lewens. Al ons voorregte en seëninge is die rente van Jesus se opstanding. En ons kry baie vorms van Jesus se opstandingsrente. Die rente van oplossings, die rente van daaglikse energie, die rente van vertroue, van vrede, van geduld ensovoorts en so meer. Alles wat ek elke dag nodig het, wat die Hemelse Vader vir my gee, is rente uit Jesus se opstanding. Alles wat ons nodig het, kom as opstandingsrente by ons toe. Al ons gebede, broers en susters, is gebaseer. Ons kan nie 'n enkele gebed bid en 'n enkele woord gebruik as Jesus nie vir ons sondes gesterf en opgestaan het nie. Ons bid nie in die lug in nie. Ons bid nie net vir my om dit te hoor nie. Ons bid sodat Jesus wat aan die troon sit, aan die regterkant van God die Vader, vir ons kan intree. Elkeen van ons tree hy in by die Vader, volgens wat ons nodig het. Hy weet wat ons nodig het, omdat die Heilige Gees elke gedagte en elke gevoel in ons lewens weet en monitor. Daarom ken die Here ons so goed, dat die Heilige Gees, die boodskapper, wat ons in my wese as persoon by die Here gaan rapporteer en aanbied, daar tree hy vir ons in, nie net met woorde om te verduidelik nie, met krene ook om ons emosies en ons aftye, ons vrese aan die Here oor te dra. En dit alles kom uit die opstanding en die kruisdood. Ons bid tot 'n lewende Jesus, ons bid tot 'n lewende Jesus wat in beheer is van ons lewe. Vierdens, bewys Jesus se opstanding dat Satan se heerskappy oor ons verbreek is. Hy het nie meer die laaste sê, soos in die geval van baie miljoene mense daar buite in ons land, wat nooit in 'n kerk kom nie, wat nooit belangstel in die Here nie. Oor hulle lewens heers die duiwel. In ons lewens het Jesus se opstanding bewys dat hy is in beheer. Ons is nooit meer oorgelewer aan die mag en die verwoesting van sonde nie. Ons is nooit meer oorgelewer aan die mag van omstandighede nie. Ons is nie oorgelewer aan die mag van die Satan nie. Vyfde plek, laastens, is die opstanding die einde van ons twyfel oor die Here. En ons twyfel wanneer ons probleme het wat nie opgelos word nie. Ons twyfel wanneer
dinge in ons lewens nie uitwerk soos ons wil hê dit moet nie. Ons twyfel wanneer ons drome en dit wat vir ons so belangrik is, nie tot stand kom nie. Ons twyfel as ons lewe nie vordering maak soos ons verwag. Dit moet vordering maak nie. Ons het altyd in onsself, my broer en suster, verwagtinge wat betref ons toekoms. Baie van dit werk uit want dit kom van die Here af. Sommige van dit werk nie uit nie. En dit is ook van die Here. Dan moet ons onsself herinner elke dag. Wanneer ek twyfel, wanneer ek onseker is, wanneer ek nie heeltemal gelukkig is soos ek wil wees nie, of gedroom het ek sou wees nie, dan moet ek by die Here uitkom en onthou. Hy is in beheer, en as dinge nie is soos ek dit wil hê nie, en ek bid daaroor en dit verander nie, dan is dit die Here se wil. En daardie wil is 'n goeie wil, want dan is hy besig met jou. Dan is hy besig om iets uit te werk in jou. Miskien is hy aan die werk in jou om meer geduld vir jou te kry. Miskien is hy aan die werk vir jou om oor te gee aan sy wil en plan vir jou lewe en nie joune na te strewe, en as dit nie so uitwerk nie, dan is die Here nie daar nie. Daar's 'n klomp dinge wat ons die Here aan die werk is in ons lewens, broer en suster, en hy doen dit deur seisoene. Hy doen dit stadig, meeste van die tyd. By tye bring hy ons by 'n stopstraat. Dan's dit tyd dat dit wat nie wil uitwerk oor die jare nie, uit ons lewens as ware bietjie gebreek word. Dan werk dinge nie uit nie, ons het 'n krisis of wat ook al. Dis die Here wat besig is om een of ander deel van my lewe te hervorm. Een of ander aspek van my gesukkel om gehoorsaam te wees aan sy wil, om daai ongehoorsaamheid te breek. En dis 'n goeie tyd. Dis 'n goeie tyd as ons agterna terugkyk en sien wat het die Here nou werklik gedoen. Maar dis ook 'n tyd wanneer ons onsself moet herinner. Ek is nie oorgelewer aan omstandighede nie. Omstandighede is nie buite my beheer nie. Omstandighede is nie buite die Here se wil nie. Dis juis die Here se wil, en hy moet van tyd tot tyd bietjie ingryp in ons lewens om ons weer terug te bring. Terug te bring omdat ons as mense so absoluut vry is van die Here in ons besluite. Ons is tog so gou en maklik onafhanklik. Ons dae vereis in ons roetine en dit wat ons elke dag moet doen, vereis juis dat ek moet dit en ek moet dat. En ek kan nooit weer sê, Here, help my op te staan, help my om aan te trek, help my om my eerste voet voor te sit, help my om werk toe te. Ons is deur alles wat ons in die lewe voorberei het, is ons getrou, ons werk hard en so voorts, maar in die proses raak ons onafhanklik. Ons onafhanklik want ek moet onafhanklik wees. Maar dan sukkel ons as daardie proses aangaan oor jare, verloor ons afhanklikheid van die Here. En dan moet hy ons van tyd tot tyd terugbring om net vir ons te wys, jy is afhanklik van my. Dit wat jy alles het en kan doen, is juis omdat ek dit elke dag gee. Moet dit nie verloor in die roetine van die lewe nie. Vyfde plek, Jesus se einde aan ons twyfel. Ons wil en die Here se wil is baie keer gewoonlik verskillend. Dit veroorsaak twyfel en konflik. Is die Here regtig goed wanneer dit nie volgens my goed gaan nie? Weet hy regtig van my as ek voel hy's nie in my lewe aanwesig nie? Het hy 'n plan vir my lewe wanneer dinge nie uitwerk soos ek verwag het, dit moet uitwerk nie? Kan ek hom regtig vertrou as ek dit gedoen het en dinge werk nie uit volgens my wil nie? Die opstanding, my broer en suster, is 'n finale en 'n absolute ja op al ons vrae en al ons twyfel elke dag en elke oomblik. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons elke jaar kan stil staan en net weer teruggaan. Waar kom alles vandaan? Wat beteken dit regtig as ek 'n Christen is? In die roetine van elke dag en elke Sondag is ons nie in verbinding daarmee nie, verloor ons dit. En is dit nie deel van ons verwagtinge, ons verwysingsraamwerk, ons gebedskader raamwerk nie, Here? Dan is ons so gefokus op die behoeftes
en die uitdagings van elke dag en dit wat ons lewe in ons, wat ons verwag van ons lewens, verwag van die toekoms, van hierdie jaar, hierdie seisoen, en dan is ons gefokus net op dit wat ontbreek volgens wat ons wil hê. Dankie dat u dood en die opstanding vir ons daardie fondament gee en herinner. Ons kan teruggaan soontoe, alles is in werking, alles is in plek, alles werk. Alles is daar, alhoewel dit op die agtergrond is, alhoewel ons nie kan sien nie, is u stilweg aan die werk in ons lewe en rig u ons lewens net eendag op beslag. Help vir ons om ons omstandighede te aanvaar, help vir ons om dit wat nie uitwerk in ons lewens nie te aanvaar. Help vir ons om dit wat u wil is en nie ons se nie. Help vir ons om dit te aanvaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees uit Johannes 20 vers 1 tot 18. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie sy liefgehad het, dis Johannes, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, Johannes, en eerste by die graf gekom en terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disipels het weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween, en terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: vrou, waarom ween jy, huil jy? Sy antwoord hulle: omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar: Maria. Sy draai haar om en sê vir hom: Rabuni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar: raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle: ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disipels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het.